maak ons Bybels oop by Matteus hoofstuk 9 en dan lees ons daardie kort gedeelte saam vanaf verse 9 tot en met verse 13. Matteus 9 vanaf vers 9, die roeping van Matteus. En dan gaan ons ook so 'n bietjie kyk na die tollenaar Saggeus. En dan gaan ons vanoggend ook kyk wat was die houding van die ryk jongman. En hoe wil die Here hê ons as sy kinders moet optree. En toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam van Matteus by die tolhuis sit. En hy sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. En terwyl hy in die huis aan tafel was, het daar baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disippels aan tafel gegaan. En toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir sy disippels, waarom eet julle meester saam met tollenaars en sondaars? Maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Tot sover ons skriflesing in hierdie oggend. Kom laat ons sy naam groot maak en hom aanbid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ook in hierdie oggend, as ons stil word in u teenwoordigheid, dank ons u en loof ons u en prys ons u. Vir al u goedheid, vir al u sorg en vir u bemoeienis met ons as u kinders. Here, ons harte gaan uit vanoggend na ons bejaardes, maar ook na ons kinders. Ons bejaardes wat ook oud geword het en met moeite hulle lewe. Maar wat ons ook sien is ons bejaardes wat voortgaan om in dankbaarheid hulle lewe aan u te wy. En daarom vir ons as die jongeres en die kinders die besondere voorbeeld stel hoe ons moet leef en hoe ons moet optree. Maar ons dank u ook vir ons kinders wat by hulle ouers kan leer. En daarom bid ons vir ons ouerhuise ook in hierdie dag. Want Vader, ons weet en ons glo dat dit nie maklik is om kinders in hierdie moeilike tye groot te maak. Dat ons kinders ook kan leer wat is reg en wat is verkeerd. En daarom in geloof die goeie sal najag. Die goeie sal wil doen. En daarom ook kieskeurig sal wees wie hulle maats is. En met wie hulle as maats omgaan. Want Here, ons weet hoe maklik vriende jou kan verlei, jou selfs oor die afgrond kan neem saam met hulle.
Dankie daarom vir elke grootouer en ouer wat bid vir hulle kinders. Dat U hulle sal behoed en bewaar en beskerm in die tye en in die dae waarin ons lewe. Ons bid vir ons land en ons volk waar ons ook vasgevang is in hierdie erge siekte wat die wêreld getref het. 'n virus op watter manier ook hy sy verskyning gemaak het, wat geweldige spanning meebring, wat geweldig baie vrae van huise en selfs daar waar daar siekte gekom het en dood in huise. Daarom vra ons Here dat ons sal voortgaan om God meer te vrees as hierdie siekte. Dat ons met groter oorgawe ook as kerk van Jesus Christus sal bid tot die hoof van die kerk, tot die groot geneesheer en vra, Here Jesus, gryp in. Kom en kom help vir ons, sodat ons ook in die tye waarin ons nou lewe, veilig sal lewe, versigtig sal wees in ons omgang. En dat ons ook, wanneer die virus ons siek maak, ons ander sal in ag neem en in afsondering sal gaan. Here, ons sê dankie vir die reën wat ook in die afgelope week weer geval het. Dankie dat so baie boere kan jubel en juig omdat hulle kon gesaai het en dat ons kan sien dat die gesaaides gedei met die reën wat sporadies voorkom. Maar ons bid ook, Here, dat U die sluise van die hemele sal oopmaak, sodat ook die riviere en die spruite sal loop, die plaasdamme, maar ook die besproeiingsdamme sal vol word, sodat daar weer oes op die land sal wees, veld vir die diere om van te by, die blomme en die bome sal bot. Dankie dat ons kan weet, ook in die Onse Vader vra ons, gee ons dagse brood. Daarom dank ons U dat ons ook in afhanklikheid kan kom vra, nie net ons dagse brood nie, maar vanoggend ook die geestelike brood. Kom Here en kom breek hierdie geestelike brood vanoggend, sodat ons ook daarvan sal inneem, daarvan versadig sal word, gevoed sal word, sodat ons die nuwe dag met nuwe krag en met nuwe lus sal ingaan, om te lewe tot eer en tot verheerliking van U naam. Here, ons weet dat daar nog so baie ook is, wat loop met klipharde harte. Ons weet dat daar nog so baie is wat U gevolg het. Maar as gevolg van gebeure of omstandighede in hulle lewe, het hulle harte verhard, het hulle die rug op U gekeer, weggedraai van U af. Daarom wil ons ook kom bid vir hulle vanoggend, Here, wat lou geword het, en vir wie dit so moeilik is en moeilik dalk vind om weer vuurwarm te word. Maar ons weet ook dat daar nog so baie mense is wat daar buite in die koue lewe. En daarom moet ons ook bid
dat u ook vir hulle sal inbring, sodat die getal sal vol word. Ja, sodat u weer op die wolke sal verskyn, om vir ons te kom haal, om deel te word van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Word verheerlik in hierdie oggend as ons stil word, en nou aansit by u tafel, in afhanklikheid dat u vir ons kan voed, ook met die brood van die ewige lewe. Seën daarom die verkondiging van die woord. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons vind ons teksvers vanoggend in 2 gedeeltes. Kom, ek hou eers aan die voor Hebreërs 11, daar vanaf vers 6. En luister mooi wat skryf die Hebreërs skrywe Sinai, as hy sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Dan lees ons ook ons teksvers, die 9de en die 10de vers, hier van Matteus 9. En toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam van Matteus by die tolhuis sit. En hy sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. En dan terwyl hy in die huis aan tafel was van hierdie tollenaar, het daar ook baie ander tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disippels aan tafel gegaan. Ek wil vanoggend met u kom praat as tema die hart waarin Jesus Christus die Here wil woon. As u by die aanddienste was, of na die opnames van die aanddienste geluister het, dan sal u baie goed onthou dat ek by verskeie kere vir u gesê het, God, ons Vader, nooi vir jou om na hom te kom net soos jy is. God, die Vader, is lief vir jou, Elisma, is lief vir jou, Morney, net soos jy is. Maar hy weier ook om vir jou te laat staan, soos jy is. Geliefdes, ons almal ken die vissermanne van ouds. En 'n visserman is iemand wat sy oog op sy boot sal hou, op die stuur van sy boot. 'n meisie, wat 'n meisie is, sal 'n oog hê vir 'n besonderse aantreklike seun of jong man. 'n boer wat sy sout werd is, sal ook kyk na die wolke en ook vir die koning van alle konings vra, Here, as ek so kyk na die wolke, wanneer kom die groot reën? Maar 'n disipel, iemand wat Jesus Christus navolg, sal voortdurend sy oog hou op sy verlosser, Jesus Christus die Here.
My broers en susters, u ken almal vir Matteus, die disipel van die Here Jesus Christus. En nou weet ons dat hierdie Matteus ook maar 'n bedrieger en 'n skelm was. Matteus sou in ons dae hom tuis gevoel het om by die Guptas van die dag te gaan aansit. Matteus was iemand wat ook besig was daar by die tolhuis toe Jesus Christus opdaag en hy gaan roep hierdie tollenaar by sy werk en sê vir hom, volg jy my. Matteus sien ons was 'n gehate belastinggader, baie moontlik in diens van die Romeinse Ryk of in daardie tyd van koning Herodes. Maar ek sê weer, volgens sy bure wat langs hom en voor hom en agter hom gebly het vir Matteus gesien in hierdie groot luukse huis waarin hy tuis gegaan het, die Ferrari wat daar gestaan het, die groot BMW 1200 motorfiets waar hy in ons dae op sou gery het, as 'n dief en 'n skelm, 'n korrupte mens, wat korrup gelewe het. Ja, daar by die tolhuis het hy bakkant gestaan, en almal wat by die poort moes ingaan, moes op een of ander wyse tol betaal het, en daar was 3-4 verskillende belastings daardie tyd, en net so voor Jesus Christus se kruisiging, of sal ons sê, voor die Romeinse Ryk tot 'n einde gekom het, is hierdie belastings afgestel as gevolg van al die ongeruimthede. Maar tot op daardie dag het hy in sonde gelewe, tot op daardie dag dat Jesus Christus vir hom gesien het en vir hom gesê het, kom, volg my. En let daarop, Jesus bak nie mooi broodjies nie. Jesus vra nie wie hy is en wat hy is nie. Jesus se bevel kom en Jesus sê vir hierdie man, volg my. En van daardie oomblik af het Matteus 'n dienswillige knegt van die Allerhoogste geword. Maar dan sien ons ook iets wat ons tref. Matteus nooi vir Jesus na sy huis. En Jesus gaan na hierdie huis van die ou groot sondaar om daar saam met hom te gaan middagete, aandete eet, ons weet nie. Ja, hy gaan sit by die tafel aan en daar kom nog ander tollenaars en nog ander sondaars om saam met hulle te eet. Charles, wanneer laas spiet het jy, terwyl jy jou vleisie daar op die kole het, David, terwyl jy vir jou 'n koue koukskink olie met iemand gepraat, daar by die vleisie wat jy braai, by die vuur wat jy aangesteek het oor Jesus Christus die Here. Hy, die een wat die sterre in sy hande vashou, maar ook soos wat hy die sterre vashou, vir jou liefhet, jou koester en jou elke dag vashou. Daar waar ons vleis braai, praat ons oor die rugby en ons praat oor die politiek en ons praat oor COVID en al hierdie ander dinge. Maar ons swyg oor Jesus Christus die Here, my en jou God. Vir Jesus, my broers en susters, het dit nie gegaan oor die mooi huis waarin Matteus gewoon het nie. Dit het ook nie vir Jesus gegaan
daarom gegaan dat Matteus 'n sondaar of 'n skelm of 'n rower was nie. Alwaaroor dit vir Jesus gegaan het, was dat hy wou gehad het dat hierdie man Matteus ook vir hom van naderby moes leer ken. Ja, omdat God die wat hom soek beloon, sê Hebreërs 11 vers 6. So sien ons is Matteus die dief en die sondaar beloon as die seun van God in sy huis kom om saam met hom 'n maaltyd te geniet. Dit maak natuurlik sin dat Jesus tyd saam met Matteus deurgebring het. Want jy sien, dit was hierdie man wat Jesus uitgesoek het, wat later die pen sou opneem om die eerste boek van die Nuwe Testament te skrywe. Die ander mense soos Andreas en Petrus en Johannes was maar vissermanne en was sekerlik nie geletterd gewees nie en kon seker ook nie die pen hanteer soos wat Matteus dit inderwaarheid kon doen nie. Maar aan die ander kant sal hy ook vanoggend sê, het Jesus hom dan nie net vereenselwig met die grand mense van daardie tyd, met Matteus skatryk, met Johannes wat op die boek Openbaring skryf, met Andreas, wat die mense na Jesus toe bring nie? Nee, dis nie waar nie. Dis nie net met die groot manne wat Jesus omgegaan het nie, ook met Saggeus, die tollenaar. Op hom het Jesus ag geslaan. Matteus was maar 'n ou klein mannetjie en ons sien dat hy in 'n boom moet klim om vir Jesus te sien, want hy wil hom nie net hoor nie, hy wil hom van aangesig tot aangesig sien. Ook het Saggeus soos Matteus 'n honger gehad, nie net om Jesus te hoor nie, maar om Jesus van aangesig tot aangesig te sien. Dit was nie net genoeg om te luister na wat ander mense sê aangaande die timmerman van Nasaret nie. Nee, Saggeus het in die boom geklim, Dawid, sodat hy Piet vir Jesus met sy eie oë kon sien en waarneem. En dan kom ons by daardie voortvarende ryk jong man. En as die jong man Jesus sien, dan maak die skare vir hom oop, want hy is belangrik, hy is ryk, gee pad, en hy sal pad na Jesus. Toe hy verneem Jesus gaan verby, het hierdie ryk man ook sekerlik gesê, ek het daar nou al dikwels gehoor van wat hy doen. Ek wil ook gaan kyk wie is hierdie timmerman, wat daar uit Nasaret kom en mense gesond maak, vir Lazarus uit die dood laat opstaan. En kyk wat vra hy vir Jesus. Meneer, watter goeie daad moet ek doen, sodat ek die ewige lewe kan beerwe? En dan die Marie tereg sal jy sê, Gerda, maar daar's mos nou niks meer verkeerd wanneer hy hierdie besondere vraag vra. Dit klink daarom of hy ook eenmal in die hiernamaal saam met ons wil wees. Maar wat sien ons in hierdie man se houding? Hy is so 'n bietjie haastig. Hy het nie tyd vir 'n lang gesprek nie. Sy program is vol en daarom wil hy nou 'n antwoord hê en hy wil môre of net nou aangaan met sy lewe. Daarom sê hy amper vir die seun van God, maar kom tot 'n punt. En dalk sou hy ook vir Jesus sê,
Ek weet jy het 'n besige program. Ek wil nie jou tyd mors nie. Antwoord my sodat ek begaan daarin kan vind. Kan hoor of ek op die regte pad is. Sê vir my, timmerman van Nasaret, hoe kan ek gered word? En dan kan ek weggaan. En ek sal jou nie verder pla nie. Ek sal nie jou tyd mors nie. Ek sê weer, my broers en susters, met hierdie vraag, Roan, kan ons nie fout vind nie. Maar, kom jy agter dat daar fout in hierdie man se hart was? Dat hy 'n probleem gehad het? Wat was dan nou die verskil tussen hom en Matteus en Saggeus en al die ander? Jy sien, hierdie ryk man kom na die geneesheer net vir 'n voorskrifgie, 'n bietjie antibiotika of 'n bietjie medikasie. Hy wil nie nou gou die probleem aanspreek, nou gou wil hy gesond word en dan wil hy sy lewe gaan lei soos wat hy dink dit is goed en reg. En die ander, Matteus en Saggeus, het na die geneesheer gekom. Hulle het nie maar net virusdruppeltjies of antibiotika kom haal nie. Hulle het daarna verlang dat Jesus Christus, daardie ou klipharde hart waaroor hulle beskik het, daardie hart in 'n vleishart te verander. Hy, die ryk man, soek net 'n antwoord op sy vraag. Hy stel nie belang in die leermeester en wat hy kan leer aangaande Jesus Christus en die koninkryk van God nie. Die ander, Matteus en Saggeus, het tyd gemaak. Hulle het in gesprek getree met God die Vader. Hulle wou minder word sodat Jesus Christus kon meer word. Hulle wou sit aan die voete van Jesus om te leer wat is reg en wat is verkeerd, wat is goed en wat is kwaad. Daarom wil ek omwonde sê, hulle het eintlik meer kom soek as net redding. Hulle wou met hulle hele lewe, met 'n oorgegewe lewe by hulle verlosser uitkom. Daarom wou hulle Jesus sien. En daarom skryf die Hebreërs skrywer hier in Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Daarom, my broers en susters in Jesus Christus, kom ons let ook wat die boodskap, 'n ander Bybel sê, miskien makliker om te hoor, makliker om te verstaan. Die boodskap skryf, mens sal God net soek en na hom gaan as hy oortuig is en vertrou dat hy daar is. My broers en susters, uit die vertalings blyk dit dat soekers ywerig moet soek. Daarom wees ook ywerig in jou soeker, wees honger na jou doel. Wees onwrikbaar op jou pelgrimstog.
Daarom wil ek vanoggend ook as leraar van u gemeente, by u as gemeente, wat ook kerk van Jesus Christus is, kom pleit. Laat staan jou nuttelose najaag van besittings en status. Ja, kom, net soos hy is tot die koning van alle konings. Soek na hom soos wat die skaapwagters daar op die Efrata-velde gedoen het, toe hulle gehoor het van Jesus wat gebore is, het hulle na Jesus gaan soek in die groot stad Bethlehem. Ek wil by jou pleit vanoggend, aanbid God die Vader, soos wat die wyse manne hom aanbid het. Wat heel moontlik daar uit Bagdadse wêreld, Babyloniese wêreld, die sterre nagevolg het en al die pad gekom het, biddende dat hulle die Messias van aangesig tot aangesig sou sien. Maak ook soos Johannes en Andreas gemaak het, toe hulle by Jesus wou gehoor het, by watter adres woon u en waar sou ons u vind? Of soos Matteus, nooi Jesus na daardie braaivleisvuur. Nooi Jesus elke dag om deel van jou te wees, by jou praktyk, by jou kantoor, by jou huis, waar jy ook al jou bevind. Of soos Saggeus, waag dit om Jesus te wil sien, en om dan van aangesig tot aangesig te ontmoet. As Jesus sê, klim af, ek is hier vir jou. Wie dan ook vanoggend, en dit is die wonder wat ons kan hoor, dat hulle wat met ywer na God soek en vra, ook beloon sal word vir hulle soeke. En daarom vra ek ook vir u, soek nie net 'n belydenis nie, soek nie maar net 'n godsdiens nie, soek nie maar net 'n lekker kerk nie. Nee, wees met niks minder tevrede as Jesus Christus in die lewe, met Jesus Christus as die hoof van die kerk. En kyk wat sal jou beloning wees as jy hom soek en vind. Kyk wat wag vir jou en diegene wat na Jesus Christus vra. Hoe Paulus skrywe in 2 Korinte 3 vers 18, ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te wees. Daardie soeke, daardie vraag, daardie omgaan, jou Bybel lees, jou gedurende aanbidding van hom, bring by jou by daardie punt, dat jy al meer doen, dink en sê, soos wat Jesus gedink, gedoen en gesê het. En daarom weer dan vanoggend, my broers en susters, daar kan geen groter geskenk wees as die nie. Christus, weet u, het geen skuld gehad nie. En daarom wil Jesus ook al jou skuld en al jou verkeerd, al jou foute op hom kom neem en dit verban. Ja, Jesus was ook nie bang vir die dood, al moes hy die kruisdood aan die vloekhout op Golgotha sterwe nie. En daarom wil ek ook vanoggend vir u vra, hou op om te vrees. Hou op om in angs te lewe vir dit wat met jou vandag of môre gaan gebeur, wyl hierdie siekte oor die wêreld spoel, COVID-19, soos ons hom by die naam ken.
Vrees God. Lewe elke dag asof dit jou laaste dag hier op aarde is. Gaan maak reg, waar reg gemaak moet word. Gaan vra vergifnis, waar vergifnis gevra moet word. Maar weet dan, dat Jesus Christus vir jou oneindig lief het. Maar weet dan dat dit hy is wat staan by jou deur en klop. Dat dit hy is wat wil inkom en jou in totaliteit kom vernuwe en kom verander. Hy wil hê dat jy en ek elke dag al hoe meer sal wees en word soos hy is. Mag die woord en die gees van God in ons se lewe inwerk, dat ons 'n werklikheid sal word. Dit sal wees wat hy graag wil hê ons moet wees en word. Amen. Hemelse Vader, U ken vir ons. U ken ons tekortkominge en ons swakhede. En daarom kan ons maar ook vanoggend net kom bid, wees ons barmhartige sondaars genadig. En Here, dan gryp ons daar die genadige hand, deurboorde hand van U vas. Want ons weet ook in die hiernamaals gaan daar 'n dag en 'n uur kom, wanneer die boeke van die lewe geopen sal word. En jy sal daar staan en jou sonde sal aan jou voorgehou word. En daar sal jy ook miskien wil voel, berge val op my, aarde bedek my. Maar die wonder is, dat wanneer jy deur die aanklaer aan die man gebring word vir jou oneerlikheid, dan staan God daar en dan sê hy, vry gespreek. Wanneer jy aangekla word vir diefstal, wat jy dink niemand van geweet het nie, maar wat geskrywe is in die boek van die lewe, dan sal God die Vader sê, vry gespreek. Nou wonderlik sal dit nie wees om aan die einde te hoor, kom in en kom hou 'n feesmaaltyd saam met my. Dankie vir soveel genade wat U oor ons uitstort. Dankie vir soveel seën waarmee U vir ons elke dag seën, gesondheid, lewenskrag, lewenslus, dat ons 'n werk het, dat ons 'n huis het, 'n motor het. Maar die belangrikste seker in hierdie tye, dat ons ook vir mekaar het, dat ons mekaar kan ondersteun en mekaar kan dra, mekaar kan vashou, die een die ander, wanneer hy wil struikel of val. Dankie vir soveel liefde, en mag ons daarom ook vir U oorweldigend lief sal hê, met 'n liefde wat U in ons hart gewerk en geplaas het. Wil U met elkeen van ons in hierdie week ingaan, die leerders terwyl hulle eksamen skryf, die studente besig om verantwoording te doen van die afgelope 6 maande van dit wat hulle geleer het. Ja, wees met elke ouer in die voorbeeld wat hy sal stel. Dat ek vir my kinders sal leer om saam met my op te gaan na die huis van die Here. Dat my kinders ook sal sien dat ek my Bybel oopmaak
en daar my antwoorde gaan soek. Dat as daai klein mensie inbars by my kamerdeur, dat hulle my op my knieë of dalk met my hoofde gebuig sal vind, terwyl ek bid. Word verheerlik, Here Jesus, as ons U dank en eer en U naam groot maak. Kom, Here Jesus. As dit dan moet, ook met die skerpte van die mes, en kom sny hierdie ou vuil, lelike hart uit, en plant 'n nuwe vleishart ook in my lewe en liggaam. Ons bid dit in Jesus se naam.